Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is vandag hier by Mollepo pekans. Okay, is jy op soek na pekanneutbome? Wil jy nog 'n bietjie vestig daar by jou? Wil jy inplant? Hierdie is definitief jou antwoord. Of wil jy 'n nuwe boord vestig? Laris gaan ons meer vertel. Hoe doen hulle dit goed en wat het hulle vir jou beskikbaar hierdie jaar? Laris, hoe lyk dit? Goed jy, Choppie? Nee, doodstil rustig. Daar's hy goed man. Okay, so, julle by Mollepo pekans, julle het so effens van 'n spesiale manier hoe julle hierdie hele pekan boombesigheid doen. Vertel my gou vinnig. Jy's 'n Choppie in kort, doen ons die roetkontrolbome en ons doen dit basies om die voordeel vir die kliënt te gee om vir hom 'n baie beter boom met baie beter wortelstelsel te gee. So hy het nie eers daai wat hy eers so 2 winde sluk voordat hy nou besluit om te gaan as op gewone beerroet nie. Sit hom in die gat en dan gaan hy. Presies net so. So sy vatpersentasie is baie beter, sy van plant tot hy regtig begin groei is baie korter. Dit is uit en uit net 'n baie beter en baie makliker plantboom. Uitstekend. Okay, so, vertel my 'n bietjie meer watse cultivars of hoeveel bome het julle omtrent beskikbaar hierdie jaar as ons nou praat hierdie jaar 2025? Vir nou Augustus het ons so 20,000 bome beskikbaar. Dis hoofsaaklik Wichita en dan het ons bestuivers as Navajo, Choctaw en Pawnees. Is die hele bestuiver ding actually nog nodig? Choppie, verseker. Hoe meer bestuivers, verskeidenheid bestuivers jy kan insit, hoe beter is dit vir jou, want sou jy in 'n area is waar jou bestuiftyd verskil na gelang wat die bome ouer word, dan het jy nog steeds ander cultivars wat jou kan help. Nou, want ek meen, ons het in die ou dae nou geplant, ek sê in die ou dae, so dit is ook al 10 jaar wat ek al terug, Ja. nee. En die redenasie was toe, nee, maar die buurman sal bestuivers plant, hulle sal by my ook kom bestuif en al daai goed. Wat nou blyk nie die geval te wees, as ek nou kan sê, 10, 15 jaar later nie. Wat sal jou regte persentasie wees? En net vir die ouens wat nog nie 100% die bestuiver ding vang nie, dit is maar net 'n pony byvoorbeeld is baie vroeër as 'n Wichita, en dis net dat jy wanneer jou, ek wil amper sê, en ek meen meeste ouens doen seker maar Wichita as jou hoof, Ja. 'n hoofkultivar, maar laat jy genoeg ander goed het met mekaar kan bestuif in sekere tye, is ek reg? Ja, kyk basies, ons in die Noord-Kaap, Noordwes en Vrystaat plant 80% Wichita en dan die oorblywende 20% is gewoonlik die aanbevelings wat ek doen is 'n 10% Navajo en dan 5% Choctaw, 5% Pawnee. En hulle word dan deur jou boord versprei in either of in rye as jou blokke dit toelaat of hulle word binne in jou ry versprei sodat jy 'n egalige bestuiving bo jou boord het. Dat jy nie kolle het wat uitsonderlik goed bestuif en kolle het wat nie genoeg styfmeel kry nie. Ek hoor jou. So alles gaan oor balans op die einde van die dag. Yes. En as jy gaan kyk na jou hoe sê hulle, alternatiewe drag in daai tipe van goeders, want hierdie is nou 'n ding wat daar's nou nie een ou nie, 2 ouens nie, daar's nou al 100 ouens wat gesê het ek gaan hierdie alternatiewe drag besigheid uitsort, nee. Maar dit blyk te wees dit is maar net deel is van pekanneute, nee. Dit is ongelukkig. Ek dink dit is nie net deel van pekanneute nie, ek dink dit is 'n deel van enige boomgewas. En binne enige boomgewas gaan jy cultivars kry wat minder alternerend is en jy gaan cultivars kry wat meer alternerend is. In pekanneute is byvoorbeeld 'n Western is baie min alternerend. Ja. Waar Choctaw is ekstreem alternerend. Hy gaan vir jou 1 jaar 1 bumper oes gee en volgende jaar gaan jy amper niks afhaal nie. Maar ook snaaks genoeg, dis nie net by een ou nie, dis 'n seisoen ding, want as ek hoor by die skema dan sê almal okay, right, nee, hierdie jaar al die Choctaws is af of al die Choctaws doen goed. So dis nie noodwendig dat dit net 'n bestuursding is nie, dis 'n omgewingsding, daar's die regte woord wat ek gesoek het. Nee, verseker, die omgewingsfaktore speel altyd 'n groot rol want ons het al in die skema gesien dat die ouens het 3 jaar in 'n ry swak oeste as gevolg van omgewingsfaktore. Waar dan vir die volgende 2-3 jaar het hulle bumper oeste. So dit is alles omgewing en hoe jy jou bome hanteer. Daar's nog geen resep wat vir jou kan sê hoe om alternerend uit te haal nie. Die ouens probeer met hierdie kunsmisse en dit snoei en daar's nog geen 'n pertinente resep wat 100% werk wat ek van weet nie. So die beste resep op hierdie stadium is maar net as jy algemeen gaan
Wichita 80%, 10% Choctaw, Navajo en dan soos jy sê. Maar jy sê Westerns is nie alternerend nie. Nou hoekom het jy nie Westerns hier nie? Man, Westerns is alternerend maar baie klein. Ek het nie Westerns by my in nie want ek kry nie sukses met hulle nie. Wat bedoel jy by jy kry nie sukses met hulle nie? Ek sukkel met hulle okkulering. So, wil hulle nie vat nie. Nee, hier in Noordweste wil hulle nie so lekker werk nie. Maar Westerns is 'n baie goeie bestuiver, maar ek kry hom ongelukkig. My suksesrate is te swak op hom, dis hoekom ek hom nie doen nie. En kyk, soos ek verstaan, my aard baie goed in valarts, maar daar is al van die ander areas wat ouens al vir my gesê het, party plekke brand hy dood of hy aard net nie so goed nie. Ek weet nou nie of dit maar net area spesifiek is nie. Wat is jou ervaring? Kyk, ek het ook al van dit gehoor en van dit gesien. So dit is maar volgens my maar area spesifiek. Ja. Dalk is dit 'n kol wat uitsonderlik warm word teenoor die gebiede rondom hom wat hy dan nie die sukses het nie, of dit is grondwater wat hy nie van hou nie. Maar hy is bietjie meer finetjie. So 'n lekker resiesperd wat nou net hy wil 'n sekere areas en hy wil groen lucering hê. Ja. Okay, so as ek kyk totale pakkie risikobestuur ensovoorts, is daai resep wat jy basies nou gegee het eintlik 'n baie goeie risikobestuursmeganisme, veral as jy kyk, jy gaan 12 jaar voordat jy actually gelyk breek op die einde van die dag, en jy wil nie hê daai 12 jaar moet nou dalk 'n 13 of 'n 14 of 'n 15 jaar word nie. So dan sit maar beter om seker te maak, luister hierso, ek hedge my bets. Dis my groot ding, dis hoekom ek die pakkie so saamgesit het. Dis 'n baie goeie samestelling wat redelik orals werk. Daar is sekere gebiede wat jy 'n bietjie moet verander, maar oor die algemeen werk die pakkie redelik oral in die Noordwes, Vrystaat, Noord-Kaap gebiede. Uitstekend. Okay, as ek bome soek, hoe maak ek? Jy kan my kontak op 082 944 0292 of my op my webwerf of op Facebook kry. Right, so kry vir jou root control pot, boom. Okay, en dan die regte kultivars. Laat ons sê help ook as jy nie presies seker is hoe om die goeders deur te trap nie. Ek kan eerlikwaar sê, dan moet hulle 'n hele paar jaar ervaring van hierdie besigheid. So, linkie bo of hier onder, dan kan jy met hulle in kontak kom. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.